Dink vir 'n oomblik, jy staan voor 'n deur wat stadig besig is om oop te gaan en lig stroom in. As jy so in die vertrekking kyk, dan sien jy en jy besef wat jy mis. Dit is hoe God vandag met ons praat. Goeiedag, liewe broer en suster. Daar waar ek jou vanoggend ontmoet, dalk nog snoesig in die bed of gemaklik op 'n bank voor 'n TV, wil ek jou groet met die genade, die barmhartigheid en die vrede wat ons ontvang van ons Here Jesus Christus. Ek wil vandag se video so klein bietjie anders te begin. Tradisioneel doen ons nou nie regtig 'n fotumlesing ook so op die video nie, maar om tyd te bespaar, maar dit hou nou nogal vir my mooi verband met waaroor ons vandag saam dink. Ons gebruik die fotum gewoonlik in ons liturgie as 'n aanroep of waar ons te kenne gee aan ons afhanklikheid van God. Dit is ook 'n geleentheid waar ons kan aankondig wie God vir ons is, sy groot almag en sy genade, sy teenwoordigheid hier by ons. Ons lees bietjie later uit Lukas 3 uit wat handel oor die begin van Johannes die Doper se optrede. En as fotum wil ek vandag Johannes se pa Sagaria se loflied vir jou lees, waar hy in afhanklikheid God se naam aanroep en hom vereer vir die verlossing wat God deur Jesus Christus ook nou in hierdie wêreld gaan laat deurbreek in daai tyd van geskiedenis. Hierin loof hy God se teenwoordigheid en sy almag wat ook in Jesus Christus hier op aarde gevestig word. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het na sy volk omgesien en hulle verlossing bewerk. Hy het vir ons 'n magtige verlosser opgewek uit die huis van sy dienaar Dawid, soos hy lankal deur sy profete beloof het. In sy groot barmhartigheid bring hy ons redding, vergewing van sondes en nuwe hoop. Hy lei ons om hom sonder vrees te dien in heiligheid en geregtigheid al ons lewensdae. En jy, kind van God, word geroep om die pad voor die Here gereed te maak, om mense bekend te stel aan sy reddende genade. Jy sal die lig bring vir die wat in die duisternis en skaduwee van die dood lewe en die weg van vrede vir hulle wys. So 'n pragtige loflied wat Sagaria sing na die geboorte van sy seun Johannes en iets vir ons wil kom vertel ook in hierdie lied wat Johannes se doel is en ons gaan daarby kom. Die jaar stap aan, vriende. Ek kan nie glo ons is al amper eintlik nou maar van maandag af in Desember maand. En dit is tipies hierdie tyd van die jaar waar ons kantoor afsluitings het en Kerspartytjies en waar ons ook begin om die voorbereidings te tref vir ons rustyd, die feesseisoen. Ons maak planne, waar gaan ons, by wie gaan ons gaan kuier en hoe lank gaan ons daar kuier. Ons wil graag ook weet wat se etes ons gaan beplan saam met ons mense, wat se aankope gedoen moet word, wat se geskenke ons aankoop, wat moet reg staan vir ou Kersaand as ons geskenke uitruil. 'n Lekker tyd van die jaar, 'n afwagting wat ons hierdie laaste stukkie hupstoot gee, om net die laaste paar dae van 2025 af te handel. Nou, hoewel ons nou besig is om eintlik 2025 af te sluit en gereed te maak om nou te gaan rus, begin ons van vandag af met 'n nuwe ding, 'n nuwe kerklike jaarsiklus, waar ons met Advent dan nou ook die nuwe kerklike jaar ingaan, wat weer gaan strek tot einde November van volgende jaar. In ons kerklike jaarsiklus, wanneer ons by Advent stil staan, gebruik ons hierdie tyd om na te dink oor die verwagting van 'n verlosser wat gaan kom. Met ander woorde, ons plaas onsself nou
in hierdie tyd in die skoene van die eerste eeuse gelowiges wat in afwagting gewag het vir die Messias wat moet kom. Hierdeur word ons dan ook herinner aan hierdie besonderse gebeure. Ons leef onsself in hierdie verhaal in van Jesus se geboorte, daar in die stal met die herders wat op die velde is en die wyse manne wat kom. Ons leef hierdie stuk van die mense se geskiedenis in ons eie verhaal in. Maar vir ons ook dan nou wat leef na die Jesus gebeure, na sy geboortenis, of geboorte, na sy kruisiging en opstanding en sy hemelvaart, is hierdie tyd van Advent wat ons ook nou in afwagting wag, tyd wat ons nadink en wag vir die tweede koms van Jesus, wanneer hy gaan terugkom in heerlikheid om ons te kom haal. En hierdie gedeelte wat ons vandag saam lees uit Lukas 3, hoor ons die begin van Johannes die Doper se openbare optrede. En Lukas doen baie moeite in hierdie gedeelte om eintlik in sy hele evangelie, hier in die begin van sy evangelie, om die onderskeid te tref tussen Johannes die Doper en Jesus. As jy so 'n bietjie sou terugdraai of terugblaai na Lukas 1 toe, dan sal jy sien hoe die geboorte van Johannes aangekondig word. Dit klink baie ook soos die aankondiging van Jesus se geboorte, waar die engel aan Maria verskyn. En dit laat ons ook dink aan die aankondiging van Isak se geboorte, daar ver terug in die geskiedenis toe God met Abraham die verbond gesluit het. Verder vertel Lukas 1 ook vir ons hoe Sagaria, Johannes se pa, dan nou hierdie mooi loflied gesing het, wat iets kommunikeer oor wat Johannes se rol was in Jesus se bediening. Net so sing Maria dan ook 'n loflied oor die koms van Jesus. Maar een belangrike verskil wat Lukas hier tussen Johannes en Jesus wil uitlê, is dat Johannes nie Jesus is nie. Hoewel hy 'n groot rol het om te vertolk in die begin van Jesus se openbare optrede, is Johannes nie Jesus nie. Hy moet net daar wees om mense voor te berei op die koms van Jesus en sy lewe hier op aarde. Kom ons lees saam uit Lukas 3 uit. In die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius was Pontius Pilatus prokurator van Judea. Herodes was tetrarg van Galilea en Filippus sy broer was tetrarg van Iturea en Trachonitis. En Lysanias was tetrarg van Albeleen. In die tyd toe Annas en Caiaphas die hoëpriesters was, het daar in die woestyn 'n woord van God na Johannes, seun van Sagaria, gekom. Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en 'n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig, soos daar geskryf staan in die boekrol met die woorde van die profeet Jesaja. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Elke kloof sal opgevul en elke berg en heuwel sal plat gemaak word. Maak die krom paaie reguit en die hobbelrige paaie gelyk. Dan sal alle mense sien hoe God verlossing bring. Ons lees tot sover. Die eerste gedeelte, eerste vers van Lukas 3, hoor ons dat hierdie gebeure afspeel in 'n bepaalde tyd, wat mens kan sê amper al hoe Lukas hierdie ding nou wil dateer. In die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius, en dan gaan hy so aan, hy noem 'n klomp mense wat daar belangrike mense was, om te sê dit is min of meer die tydgleef wat hierdie gebeure afgespeel het. Nou behalwe vir die datering van hierdie gebeure, is dit ook 'n aanduiding van watter tipe lewe mense geleef het daar. Kom ek probeer dit vir jou so half bietjie meer prakties verduidelik. As ek vir jou 'n storie wil vertel en ek begin my storie deur vir jou te sê, in 2021 het ons baie tyd saam met familie
spandeer. Dan hoor jy 'n paar jaar gelede, dis wat gebeur het, maar as ek die storie vir jou anderste sou begin het, dan het ek dalk baie meer aan jou gekommunikeer. As ek die storie sou begin, 'n paar jaar gelede, in die tyd van beerdkrag en COVID-19 inperkings, het ons baie tyd saam met ons familie spandeer. Dan skep ek 'n heeltemal 'n ander gevoel by jou wanneer jy hierdie storie hoor, want jy kry 'n klomp herinneringe van self in daai tyd toe jy daar was, self die inperkings, jy onthou dalk die maskers, jy onthou die elmboogbladskit wat ons gedoen het. Die spesiale tyd wat ons dan saam met familie spandeer het, was as gevolg van die feit dat ons almal by die huis moes wees. So ek kommunikeer nie net 'n spesifieke tydgleef in die geskiedenis nie, dit gaan hier oor meer as net 'n gevoel. En dit is wat Lukas ook hier doen met sy eerste vers. Hy wil nie net die jaartal vasvang nie, maar ook die konteks waarbinne die volgende gebeure afspeel. So lyk hierdie konteks dan. En daarmee is ons redelik goed bekend vanuit die Nuwe Testament uit. Dis 'n lewe onder die streng heerskappy van maghonger-heersers wat vir hulle eie gewin en ten koste van ander mense vertrap en verdruk. Binne hierdie skeefgetrekte idee van mag word daar dan vir die wêreld 'n koning gebore wat met geregtigheid en met vrede kom heers. So Johannes kry dan nou hierdie roeping. Hy moet begin om die pad gereed te maak vir hierdie koning, ons koning Jesus Christus. So 'n bietjie voorbereiding doen vir wat Jesus se taak hier op aarde gaan wees. Hy moet die land so te sê omploeg en die grond voorberei sodat Jesus dan nou net kan kom om te saai. Johannes was maar 'n vreemde karakter gewees. Hy het homself redelik afgesonder in die woestyn en dit was ook daar waar meeste van sy optrede plaasgevind het, op die oewer van die Jordaanrivier. Daar het hy 'n doop van bekering bedien om mense voor te berei vir die koms van Jesus. Jesus is self later ook dan deur Johannes gedoop as die begin van sy eie openbare optrede. Die ligging waar Johannes is, speel 'n belangrike rol. Dis weer eens iets wat Lukas baie kreatief gebruik om vir ons iets baie dieper te vertel. Daar rondom die Jordaanrivier en in die woestyn waar Johannes die Doper meeste van sy dinge gedoen het, is 'n baie belangrike geografiese ligging uit die geskiedenis van Israel. Dit sal miskien ook help as ons bietjie verder terugdink, daar ver terug in die geskiedenis, toe Moses met die volk in die woestyn was. Dit was die Jordaanrivier waardeur die Israeliete getrek het om die beloofde land binne te gaan, die nuwe begin waar die volk die ou lewe in die woestyn agtergelaat het en iets beleef het van God se vervulling van 'n belofte vir 'n beloofde land. Maar die woestyn self het ook 'n belangrike rol gespeel, want vir die volk Israel, vandat hulle uit Egipte uitgetrek het, uit slawerny uit en saam met Moses in die woestyn in, was hierdie woestynervaring vir hulle 'n ervaring van nuwe vorming, reiniging, skoonmaak, gereed maak om hierdie belofte van 'n beloofde land te kan aanneem. So Johannes kom dan nou ook om hierdie vorming en voorbereiding te tref vir Jesus se lewe hier op aarde. En dan is dit so mooi as 'n mens dink, Jesus word dan daar ook in die Jordaanrivier gedoop nadat Johannes al die voorbereidings getref het en dan begin Jesus se openbare optrede. So as mense dit nou gelykstel met Israel se verhaal waar hulle gevorm is in die woestyn, waar Johannes die vorming dan nou doen. En die Jordaanrivier wat hierdie oorgang is dan in die beloofde land, is dan ook ons beloofde land, dit wat ons dan in Jesus se leer en lewe hier op aarde sien en sy verlossing wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. Alles hierdie
dui op God se verbond, die belofte wat God maak om sy mense getrou te dien. Al Lukas se taal dui daarop dat van die geboorte aankondigings wat ons laat dink aan die vader van die verbond, Abraham se verhaal na die woestyngedeelte toe met die voorbereidings tot aan die Jordaanrivier, waar 'n gedeelte van hierdie verbond met betrekking tot die beloofde land dan vervul word. En Johannes wat die voorbereidings tref vir die vervolmaking van die verbond dan in Jesus Christus. Om sy punt te versterk, haal Lukas dan ook uit Jesaja 40 aan 'n voorspelling van die redding van Israel, God se volk wat so op die punt is om deur te breek. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Elke kloof sal opgevul word en elke berg en heuwel sal plat gemaak word. Maak die krompaaie reguit en die hobbelrige paaie gelyk, dan sal alle mense sien hoe God verlossing bring. Kom net so uit Jesaja uit. Liewe broer, suster, Johannes se stem roep vanoggend. God se stem roep vanoggend. En ons hoor Jesus se stem wat roep. Na wat toe word ons vanoggend in ons afwagting en in ons voorbereiding vir die Kersgebeure geroep? Advent is 'n tyd van voorbereiding en Johannes se oproep tot bekering resoneer sterk hiermee. Die gelykmaak van paaie waar valleie opgevul word en berge plat gesloop word, sowel as die opruim van ander hindernisse, word 'n oproep vir ons om in hierdie adventtyd ook deur 'n stuk geestelike gereedmaking te gaan in ons harte vir die koms van Christus. Nie net die herdenking van sy geboorte in Bethlehem nie, maar ook vir hoe ons as gelowiges op 'n pad van gereedmaking is vir die tweede koms van Christus. Hoe kan ons lewens dan nou spreekwoordelik gelyk maak in hierdie adventstyd? Kom ons dink bietjie vir 'n oomblik hieroor. Is daar hindernisse in jou lewe, dinge wat jou verhoed om optimaal te kan groei in jou verhouding met God? Dinge wat jy voel jou weerhou om werklik die volheid van God se genade te beleef. Onthou nou en wees versigtig hier. Ons het nie nodig om perfekte mense te wees om in 'n verhouding met God te staan nie. God wil hê ons moet in 'n verhouding met hom wees ongeag van. Dit is wat sy genade vir ons gee. Maar daar is goed wat ons soms self in ons lewe plaas, wat 'n skeidingsmuur oprig tussen ons en God. Dis die dinge wat ons keer om dit te beleef wat God vir ons in ons lewe wil hê. Kan jy dalk aan so 'n hindernis dink? In ons lewe het ons baie dinge. Sosiale media, wat ons dalk op ons tyd op ongesonde maniere in beslag neem. Dalk die manier hoe jy na nuus kyk en reageer op nuusgebeure. Onopgeloste konflik in verhoudings. Jy sukkel dalk met verslawings. Is dit jou hindernis om in hierdie tyd op die paaie te wees en dalk hierdie padwoede wat in jou woed te laat uitkom? Dalk is dit die manier hoe jy stres hanteer, hoe jy jouself onttrek uit situasies uit. Wat doen jy om dit te verander? Wanneer Johannes hierdie doop van bekering bedien om die pad gelyk te maak, dan hoor ons hierdie woordjie bekering. Dis nie net 'n mooi gedagte van ek wat myself bekeer en ek sê net ek glo in God en ek glo in sy genade en ek wil hê hy moet dinge in my lewe verander nie. Bekering in die Grieks beteken letterlik 'n 180 grade omkeer. Wegstap van dit waartoe ons pad as mense ons lei en dis die dood en word eerder teruggeroep na die rigting van God se koninkryk wat die lewe is.
Keer om, bekeer, stap weg en hoor die roepstem van God se koninkryk. Advent vra dat ons nie net wag nie, maar aktief voorberei. Dis die tweede aspek van ons afwagting van Advent. Ons as gelowiges weet ons ervaar die genade van die Here en ons kry dit, ons sien die verlossing aan die kruis. Maar Johannes se oproep tot bekering beteken dat ons nie net passief moet terugsit en wag vir die tweede koms van Jesus Christus nie. Ons moet onsself gereed maak deur te leef volgens sy wil. Watter praktyke van bekering en innerlike vernuwing kan ons hierdie Advent dan aangryp om ons verhouding met God en ons naaste te verdiep? Is daar so iets wat jy dalk aan kan dink? As jy dink aan wat jou hindernis is en 'n praktyk wat jy kan gebruik om hierdie hindernis uit die weg te ruim. Dalk minder sosiale media gebruik, om dalk nie toe te laat dat die nuus jou so hoef te ontstel nie. Probeer dalk om in 'n verhouding wat besig is om te verbrokkel, uitweg of 'n middeweg te vind, vrede te maak. Vergewe mense, spreek hulle vry en waarlik vry teen wie 'n mens dalk nog 'n wraak kweek. Jy kan dalk aan jou eie manier dink hoe jy ontslae kan raak aan hierdie hindernisse wat jou verhoed om die volle potensiaal van jou verhouding met God te beleef. Johannes se bediening en die verwysing na Jesaja 40 wys dat Christus se koms nie 'n geïsoleerde gebeurtenis in die geskiedenis is nie, maar die vervulling van eeue se beloftes. Net so herinner Advent ons ook dat Christus se tweede koms seker is, omdat God altyd getrou bly aan sy woord. Hoe kan ons leef dan in hierdie tyd as mense wat God se belofte vertrou, selfs in tye van onsekerheid, mense wat probeer om hierdie hindernisse uit die weg te ruim en aktief in afwagting te wag vir die Here? Watter leefwyse of karaktereienskappe is daar in ons as gelowiges wat leef met die hoop van Christus se heerskappy in ons harte? Ek dink die vraag wat ek eintlik vir jou wil vra, wat jy vir jouself kan afvra as 'n toetsvraag is jou lewe 'n baken van lig wat ander lei na Jesus se genade toe, of verdring die donker kolletjies in jou lewe partykeer hierdie lig? Liewe vriende, ek weet hierdie is die een waaroor ons so maklik struikel, is om te leef met hoop. Om te leef as mense wat werklik vertrou op God se belofte van herstel, ten spyte van alles wat rondom ons aangaan. Ek sê nie ons mag nie moedeloos word nie. Ek sê nie ons mag nie kwaad word oor ongeregthede of onderduimshede wat rondom ons aangaan nie. Maar kies ons om hierdie donker wolke in ons lewe te hou en net te fokus op dit. Kies ons om ons lewe in te rig volgens hierdie donker dinge wat gebeur. Of aktiveer dit ons juis om dan die hoop van Jesus in hierdie wêreld in te leef. Dit is immers hoe ons as gelowiges geroep word om as die kerk van Christus onsself gereed te maak vir wanneer hy terugkom. Aktief besig te wees om die hoop in die wêreld te verkondig. In Adventtyd is dit ons denke. Hoe bou ons bru en herstel ons verhoudings? Nie net om onsself gereed te kry vir die koms van Jesus nie, maar ook om ander mense te begelei om gereed te wees. Terwyl ons so in afwagting leef vir die herdenking van Jesus se koms en ook die vooruitsig vir die tweede koms, bedink ons die herstel wat Jesus hier op aarde kom vestig het.
Ons dink aan die herstel in ons eie verhouding met God, waar Jesus met die kruis, met sy kruisdood, versoening gebring het, dat daar nie skeiding kan wees tussen ons en God nie. En ons vra onsself, hoe kan ek hierdie brûe bou en herstel bring in verhoudings, wat ander kan bemagtig om hulle self voor te berei vir die wonderlike heerskappy van Christus. En so staan ons, liewe broer en suster, in hierdie advent voor die Here, met daardie eenvoudige vraag: Here, watter pad moet in my lewe reguit gemaak word? Waar moet ek draai? Waar moet ek vergewe, herstel? Of net waar, Here, moet ek rus in u genade? Die goeie nuus is, Christus kom. Hy het nie net in die verlede gekom nie, hy kom vandag ook. Elke dag van ons lewe, met sy genade, met sy hand wat uitreik. Hy kom in ons lewe, hy kom weer in heerlikheid. Mag ons hom verwelkom op 'n pad wat oop, eerlik en gereed is vir sy leiding. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanoggend met hierdie erediens weer kan begin met 'n nuwe siklus. 'n Nuwe dag wat vir ons in ons kerklike jaar aanbreek, waar ons in afwagting wag vir die Kersgebeure. Ons is dalk moeg, Here, moeg vir 'n jaar van worstel, moeg vir 'n jaar van lyding. En ons sien uit, Here, om dalk net 'n bietjie rustig te word. Here, maar wanneer ons so ook in afwagting wag, dan weet ons dat hierdie tyd die tyd is wat ons in groot afwagting wag op 'n nuwe jaar wat kom, wat sy eie uitdagings gaan bring, maar waar ons ook sal weet, Here, ons word geseën met u vreugde, u vrede en al die seëninge wat ons uit u hand ontvang. Here, mag ons as gelowiges werklik die ligdraers wees, die mense wat die hoop in die wêreld verkondig ten spyte van die sleg wat daar gebeur. Mag ons 'n hart hê om hierdie ongeregtighede aan te spreek, Here, en die bil by die horings te pak om gesandte van u koninkryk te wees. Lei ons asseblief deur die Gees na die plekke toe waar ons kan gaan werk aan u koninkryk, Here. Ons is as dienaars van u, disippels, volgelinge, wat pas uit koninkrykstyd uitkom en gehoor het hoe dit lyk om 'n gesant van u koninkryk te wees, gereed. Ons staan by die wegspringstreep, Here, om met ons hande en ons harte te gaan werk en te gaan omgee in u koninkryk. Gebruik ons asseblief, Here. Here, ons dink so aan die mense in ons gemeenskap, wat nou deur tye gaan waar hulle dalk wonder waar u teenwoordig is, of sukkel om u teenwoordigheid te beleef. Mag u deur u Gees u vrede op 'n wonderbaarlike manier ook daar in hulle lewe laat deurbreek. Here, dankie vir 'n wonderlike jaar, 'n kerklike jaar waar ons deur al die prosesse kon gaan. Dankie dat ons verlede jaar hierdie tyd kon begin met hierdie jaar en die Kersgebeure kon vier, Here. Here, dat ons daarna ook met Epifanie kon sien hoe u uself aan ons bekend maak en die lig bring. Die Paasgebeure, die groot lydingsweek. Here, en toe die hemelvaart, Pinkstertyd en Koninkrykstyd, waar ons werklik iets van u teenwoordigheid in elke oomblik van ons lewe kon beleef. Mag ons met dieselfde moed aanhou, Here, en hierdie nuwe jaar ingaan met al sy nuwe moontlikhede. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.